Daar sê goeienaand, baie welkom vanaand hier saam met my om die woord van die Here. Ek stel myself maar net voor, ons het nou nogal heel wat nuwe mense wat inskakel, wat lekker navraag gegee het vandag en men gekondig het. Ek weet nie altyd hoe kom hulle by my nie, maar ja, ek is bly julle is op en ek is naps, so lyk ek, en yes, lief vir die Here. Mens, maar dis lekker om te doen wat God wil hê ons moet doen, om te sê wat God wil hê ons moet sê, al is dit nie altyd 'n aangename gehoor of 'n hoor van dit wat mense sê nie. Goeienaand Wendy, lekker daar by julle. So ja, ons gaan vanaand oor 'n baie interessante onderwerp gesels, en ek dink so baie mense gaan nie daarvan hou nie. Maar dit is goeie leringe en ons moet dit maar vat. Hannelie Marie, hoe gaan dit daar by julle? Hallo John. Hallo Johanita, ek groet sommer gou soos mense opspring. Hallo Esther, Wendy, Gili, Zetty, greet me in English please. Thys Loods, hoe gaan dit daar met julle? Interessant altyd. Lekker. Soos jy nou al, ek jou al gegroet het, maak gou jou Bybel saam oop in die boek van Jesaja 30. Ons gaan so 1, 2, 3 verse lees vanaand. Hallo Wikus, lekker om weer van jou te hoor, goed met julle. So ons gaan uit Jesaja 30 hou vanaand, ons eerste ene. Hallo Erik, my ou maat, hoe gaan dit? So ja, ons bid en vertrou dat die Here in sy woord 'n waarmaker, hy's 'n waarmaker van sy woord. Hallo Gerard, goed met jou. Saline, hallo Salientjie. Amazing. Hallo Katie, hoe gaan dit? Hallo Jackie, hoe gaan dit met jou? Say good evening Gilly, Zetty. Yes, so ons gaan vanaand praat en ons vra en vertrou die Here. Ek gaan jou ook vra om hierdie boodskap te share, maar ek wil gou ietsie vir jou sê. So vanaand raak ek maar net in. Hallo Annie, goed met jou. So vanaand raak ek aan 'n onderwerp aan. So ons Bybelskool hervat weer eerste jaar vir mense om in te skryf in Januarie. So in die kommens sal Rita se nommer daar neergesit word. Asseblief Wendy julle of Rita as jy luister. Ons het nou geweldig goeie inskrywings gekry, mense wat dit wil doen, mense wat met my gepraat het. So ons doen School of Fire en dan het ons no limits ene ook. En onder andere gaan ek baie ingaan oor hierdie onderwerp waaroor ek vanaand gaan praat. Ons gaan die openbaring van Jezebel, die verduideliking van al hierdie goed. So ons opnames gaan baie word en ons gaan jou goeie teologie leer. Ons gaan jou leer wat die woord sê. So jy gaan jou kennis verbreed en is glad nie daarin om enigstens aansien te kry of ja, jy kry natuurlik 'n sertifikaat, maar weet jy wat? Ons leer en ons moet geleerd bly om altyd by die woord van die Here te wees, sodat ons redding nie veragter nie. En dit is maar waaroor dit gaan. Dit is altyd net lekker om nuwe dinge te leer en dieper dinge te leer. En so ons No Limits Bybelskool is baie in diepte. Ek het ook onder andere, hallo Johan, gaan dit daar? Daar's Rita se nommer op, so maak met haar kontak. Ons het nou al goeie inskrywings, mense van buitekant af, mense wat ons gekontak het, vriende van ander mense. So ja, so ons No Limits is 'n baie in diepte Bybelskool, meer uitbreek van die woord of inbreek van die woord sal ek maar sê, om goeders te doen en om sekere dinge te doen. Ek gaan onder andere gaan ek ook praat oor die maniere van rouprosesse. Ek gaan nou maar net 'n paar goed wat ek vir jou kan opnoem, om selfs deur dit te verwerk wat gebeur in sekere opsigte. So ons doen in die beradingssessies of doen ons ook van tyd tot tyd doen ons baie dieper berading van krisisse, wat noem hulle dit, trauma berading. So oomblikke van trauma berading. So dit is nogal 'n meer gevorderde kursus wat ons gaan aanbied. So hallo Rita, goed en jy, hallo Vanessa Ventertjie. So ja, ons is ongelooflik opgewonde en dan gaan ons ook baie dele in praktiese goed. So wat beteken straatevangelisasie in tye van hierdie waarin ons gaan, hoe om sekere dinge te doen. Maar ons praat vanaand oor
en deel hierdie. Alles wat uit rebellie gebore is, sal God nie seën nie. Mense, ek wil vandag vir jou sê, hierdie is baie gevaarlik. Ek wil vir jou sê, dis een van die duiwelse gevaarlikste wapens wat dit is. En dit is eintlik, wil ek vanaand met pastore praat, ek wil vanaand met kinders van die Here praat, diensknegte, almal wat daar is. Ek was al self in my lewe daar, en alles wat ek sê en preek, praat ek oor, of uit ervaring uit, of wanneer 'n ou se kop begin hierdie kant toe gaan. Die evangelie, die bediening is nie maklik nie, dis nie 'n maklike bediening nie, maar jy moet jouself daar kry. En dis een ding wat ek al in die bediening geleer het, is dat 'n mens jouself moet vra, is dat, wat ek iets doen ek dit in impulsiewe oomblikke van besluite wat ek neem, doen ek dit net om gesien te word, doen ek om sekere goed te doen, daar's baie faktore rondom dit. Maar alles kom neer op, alles wat uit rebellie gebore is, sal God nie seën nie. En jy dink God gaan dit seën. Jy dink God gaan vir jou dinge doen. Jy dink, as ek in 'n kerk sit, of ek gaan iets doen, en dit is uit eie mens gesproke goed. Kyk, oor 2-3 jaar, waar gaan dit eindig? Maar vanaand wil ek vir jou iets sê, en ons het dit al met dit gewerk. Wat is 'n rebel? Wat is 'n rebel? Nou kom ek begin gou vanaand, gou vir ons Jesaja 30 te lees. Jesaja 30 vers 1 kom en dan sê hy, wee die opstandige kinders, hoor gou mooi, spreek die Here, wat 'n plan uitvoer, maar dit is nie uit my nie. Wat 'n verbond sluit, en dit is nie uit my gees nie, om sonde op sonde te stapel. Nou kom ons begin by die kinders vanaand. Ek wil vanaand bietjie met jou gesels. Onthou, volg ons, doen navraag. Ons gaan oor hierdie oosterse kunste en goeters, ons gaan in ons Bybelskool, gaan ons vir jou baie leer. Jy moet jouself 'n guns doen en sluit by die Bybelskool aan, en jy sal sien jou liefde vir saak hoe dit is. Ek sê dit maar weer vanaand. Maar ek wil vanaand met die kinders begin. Van tyd tot tyd hoor jy dalk van tieners wat openlik met hulle ouers rebelleer. Jy weet dalk vanaand self in 'n gesin of van iemand met 'n tiener wat heel moontlik nie in toom gehou kan word nie, waarmee mense sukkel. En ek wil vanaand vir jou sê, wat ouers in gedagte moet hou, dat as hulle tiener van tyd tot tyd ongehoorsaam is, eenvoudig gestel, hulle gaan deur sulke fases. Eenvoudig gestel, 'n rebel is iemand wat opsetlik en aanhoudend aan 'n hoër gesag ongehoorsaam is, of dit teestaan en ignoreer. Goed. Ek wil vanaand vir jou sê, jy moet iets onthou en skryf hierdie neer, en as jy dit vanaand in die comments sê, dan weet ek ten minste, die bloed is van my hande af, en ek sê dit met al die liefde en eerlikheid, dat daar is geestelike wette, die wet van God het nog nooit verander nie. So wat jy as kind van die Here doen, moet jy seker maak, dat jy seker is, dat alles onder die geestelike wette is. En jy kan gaan kyk, ek gaan nou 'n bietjie iets sê vir jou rondom dit. Jy kan maar reg deur die Bybel gaan kyk. En ek praat van, jy moet 'n verhouding hê met die Here. Jy moet 'n verhouding hê met die God van die Bybel. Jy moet verstaan wie hierdie God is. Nie ander mense se teachings, of ander mense se opleiding, of jou instansie se opleiding. Dis alles goed daar, dis alles mooi daar, maar op die ouene van die dag, Sondag het ons wonderlike sertifikate uitgedeel. Ek was geleer, ek het besef, daar's een ding waarin ek myself verseël, en dit is, gaan hoor wat sê die Here, wat sê die Heilige Gees. Hallo Regard, wat sê God en sy woord? En God en sy woord sê dat sekere strukture, gesagsorde, maniere van dinge doen. Jesaja sê, weer die opstandige kinders, mense wat uit hulle self roem, mense wat trots word, mense wat hoogmoedig word. Hulle is Christen, hulle het Christene geword, hulle het iets geword, weet nie wat het hulle geword nie, maar daar het 'n hoogmoed in hulle gekom. Baie jare terug het ek dieselfde fout gemaak. Jy weet, jy wil almal pak slaag gee, jy wil, nou wil jy almal red, jy kan nie, ek wil iets regstel. Net God en God se vrede en die liefde van die Here kan red. Want so lief het God hierdie wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het,
om vir ons te kom sterf aan die kruis vir redding. Nou hoor mooi, eenvoudig gestel, 'n rebel is iemand wat opsetlik en aanhoudend aan 'n hoër gesag ongehoorsaam is of dit teestaan en ignoreer. Eerste, God, die Here, klaar, punt. Ouers probeer dikwels instinktief om die oorgang te vertraag, terwyl kinders eintlik of tieners dit wil bespoedig. Hoor gou wat sê Spreuke 22, en ek het hom vanaand vir ons in 2 gedeeltes gegee. Ek het hom vanaand vir ons in die 53 vertaling, en dan het ek hom in die boodskap vertaling. Hy sê, as die sotheid vassit in die hart, hoor gou mooi, as die sotheid vassit in die hart van die seun, die tugroede sal dit daaruit verwyder. Met ander woorde, hoor wat sê hy, tug is nodig. As 'n kind toegelaat word, dis wat die boodskap sê, om net te doen wat hy wil, loop dinge verkeerd. Dissipline verdryf stoutighede. 'n Tiener wat 'n rebel is, verwerp ouerlike waardes. Mense, ek wil net vanaand gou met die tieners begin. Ek wil net met kinders begin. Kom ek stel dit so, kinders begin. Ok, so, hoekom ek die woord tiener gebruik, en dis die oorgangsfase van emosionele wanbalans, of die emosionele manier van hoe hulle self ontdek, testosterone word ook, allerhande dinge. Maar nou wil ek ook vanaand vir jou, as 'n ouer iets sê, hoor gou mooi. Maar onthou dat 'n paar dade van ongehoorsaamheid nie 'n kind 'n rebel maak nie. Onthou, ons is kinders, man. Kinders moet 'n bietjie stout wees. Hulle moet seker maar 'n bietjie ongehoorsaam wees. Maar daar is so baie mense wat onmiddellik dink, my kind is nou 'n rebel. Onthou, daar is 'n paar dade van ongehoorsaamheid. Hulle gaan jou so bietjie backchat. Hulle gaan so bietjie dink hulle slimmer as jy. Hulle gaan mos nou maar die water stoets, as ek dit so kan sê. Jy weet mos, Andries, hoe gaan dit? Is dit nie so nie? En wat die geestelike sake betref, hoor gou mooi oor jou kind. Toon party kinders dalk aan die begin min of geen belangstelling in Bybelwaarheid. Maar hulle is nie noodwendig rebelle nie. Ek wil dit vir jou ook sê, dat pas op om die Bybelwaarhede of die Bybelwaardes te veel in hulle kele af te druk. Laat hulle dit ondersoek, gaan praat met hulle. Jy as 'n ouer moet dit aan hulle verduidelik, jy moet dit vir hulle sê, jy moet sekere goed vir hulle sê. Ek het altyd, ek gebruik nou my eie laaitjie as 'n voorbeeld, het ek altyd net vir hom gesê, you need to seek the kingdom of God. Pa, maar dit, dan sê ek vir hom, jy moet die koninkryk van God eers te soek. En so kom dit in. Pa verduidelik vir my, sê vir my. Jy verstaan, maar die oomblik as jy jou kind begin om te forceer, maak jy hom groot vir rebellie, en rebellie is heksery. En ek wil dit vir jou sê vanaand, alles wat uit rebellie gebore word, sal God nie seën nie. Leierskap, predikers, hoor gou mooi. Hoe baie het ek nie met dit te doen gehad in hierdie jaar nie. Ek wil dit vir jou sê. Mense sien dit. Ek praat met pelle van my, pastoorspelle, in hulle eie gemeentes, dinge wat gebeur, goed wat gebeur onder mense. Dit is nie net in sekere gemeentes nie. Maar ek wil vanaand vir jou sê dat jy moet verstaan, dit gebeur oralste. Dit gebeur oralste. En hoe baie ervaar 'n mens dit nie? Hoe baie wil 'n mens dit nie ervaar nie? Maar ek verstaan. Hebreërs 3, en lees dit gou saam met my, en ek weet nie sal dit opsit. Hebreërs 3 vers 12 en vers 13. Julle kan altyd teruggaan in die komments, dan kan julle gaan sien wat die skrifgedeeltes is. Hoor gou hierdie waarskuwing teen die ongeloof en ongehoorsaamheid. Hier kom Paulus en hy skryf vir ons iets, hy sê, sorg daarvoor, broeders in vers 12, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en 'n ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig sal word nie. Ek het altyd gesê ding, ek het 'n baie groot manie oor hierdie. Mense wat sê, kom na ons toe, praat met ons, my deur staan altyd oop, sommer net oor die algemeen. Baas, kom ons noem dit baas, bestuurders, managers. Mense wat agteraf is. Ja, het 'n mens dit nie hierdie jaar beleef nie. Mense wat goed gedoen het uit 'n leen, mense wat goed
gedoen het wat nie uit God uit is nie. Kan ek vanaand weer vir jou sê, ons tema vanaand is, alles wat uit rebellie gebore is, hoor mooi wat ek vanaand vir jou sê, kan God nie seën nie. God sal dit nie seën nie. Jy moet hierdie neerskryf, jy moet dit gaan ondersoek. Dit kom my nou by Matteus 28. Kan ek gou vanaand vir jou Matteus 28 lees? Hierdie welbekende gedeelte Matteus 28 vers 18. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my, hoor gou mooi, hier is Jesus aan die woord, jy is 'n pastoor, jy weet nie eens wie praat hier nie, jy verstaan nie eers in afsonder van tye van dit, wanneer jy God se aangesig soek. Hoor gou mooi, ek dink net, daar's te veel van hulle wat so op sosiale media net kyk en daai goed, kom nie in die woord nie, dink hulle ken die woord. Dis alles wat die Here ons hier leer. Hulle verstaan nie hierdie goed nie. Daar het nog nooit iets verander nie. Die geestelike wette het nog nooit verander nie. Die kerk is in vandag se tyd in groot moeilikheid. Ons het 'n wonderlike geestelike tannie. Jesus, ek praat met haar. En sy sê vir my ook nou Sondag weer. Praat ons so. Dit is sulke lekker, so lekker om met haar te praat. En sy sê vir my, die kerke van Suid-Afrika is in die moeilikheid. Maar weet jy wat, verstaan die orde van hoe sy dit sê, die geestelike wette van God is dat mense buite die raamwerk van God lewe. Dit gaan oor me, myself en I, my koninkryk, my kerk, my gemeente, my dit. Nee man, jy's môre dood, dan gaan hierdie goed aan. Jy weet, maar jou leierskap, jy moet 'n ingebore leierskap in jou hê, om leierskap te kan deurgee, en God of God gee vir jou hierdie krag van leierskap. Hy gee dit vir jou deur. As 'n pa, as 'n ouer, is dit deel van God se opvoeding as leierskap, dat jy as ouer eendag aan rekenskap gee vir die opvoeding van jou kinders. Jy gaan gee, dit is wat ek wil net gou teruggaan, Spreuke 22 sê, hoor wat sê hy? Maar jy moet tog nie waag om so met mense te praat nie, want dan jy te, nee, luister, dis tyd dat mense moet hoor, as die sotheid vassit in die hart, hoor gou mooi, van die seun, die tugroede sal dit daaruit verwyder. Iemand sê, nee maar, ek gaan maak 'n saak teen jou. Jy weet, ons is in 'n gevaarlike pad, en hoor mooi, alles wat uit rebellie gebore is, kan God en sal God nie seën nie. Hoekom sê ek dit? Want Jesus sê dit, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee al die mag in die hemele en op aarde. En so het dit aan ons gegaan, dan kom en dan sê, gaan dan heen, jy prediker, jy dominee, jy pastoor, kom aan man. Weet jy wat, jy maak die liefde van God goedkoop. Jy verkoop die liefde, jy's 'n Judas, jy's 'n verraaier, ek wil dit vanaand vir jou sê, jy moet verstaan, dan sê Jesus, aan hom is die mag gegee, wie het jou die mag gegee? Jesus het jou die mag gegee, om die geestelike wette reg te doen, dan gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en hoor gou hier, en leer hulle om alles. Maar in jou Bybel staan mos nie alles nie, jou Bybel is mos anderste, jou Bybel staan daar en leer hulle om te onderhou. Nie alles te onderhou nie, net sekere goed te onderhou. Moenie praat oor rebellie nie, moenie praat oor hierdie goed nie. Ek het al gesien so in my lewe oor kerke, in kerke, dis goed, dis wonderlik, maar jy moet leer om dit te kan beheer, jy moet leer om dit te kan vat. Weet jy wat, God het jou geskep en gered. Weet jy dit? God het jou geskep en jou gered. Jesus het die mag, maar nou wil mense die mag vat, in hulle eie koninkryk bou. Hulle rebelleer teen die mag van Jesus. Hulle oortuig hulle self dat dit van Christus afkom. Uit Amerika uit die Europese lande uit die lande van Afrika, in Suid-Afrika, kom ek praat net van waar ek is nog nooit in ander lande gewees nie, maar wat ek sien, wat ek beleef, wat ek hoor, net dit, die gees van onderskeid, jy het nie die gees van onderskeid nie, het jy? Ek vra maar net,
Dan sal jy dit agterkom. Dan sal jy agterkom, wat is die diepte van rebellie? Wat is die erge ding van heksery? Weet jy, daar's te veel vrouens vandag wat heeltemal dit anders te verstaan. Ek beloof jou wat ek vanaand vir jou hier sê. As ek praat oor troues of met mense praat wat gaan trou, die jong vrouens in vandag se tyd sê, pastoor, moet asseblief net nie praat oor die onderdanigheid van hierdie goed nie. Ons het 'n gelyke reg. Die wêreld het jou uitverkoop. Ek sê vir jou vanaand, jy gaan nie vir my sê, ek gaan nie daaroor praat nie. Ek gaan vir jou vertel, want my God sê dit. Ek kan nie uit die geestelike wette uitbeweeg nie. Jy moet dit hoor vanaand. Die Bybel leer ons dat alle kinders van die Here 'n koninklike, priesterlike en 'n profetiese ampt het hoor gou, binne die orde, binne die gesagsstruktuur waar binne jy staan. As jy sê ek is uitgekoop, ek het hierdie koninklike priesterlike ampt, ek het 'n profetiese ampt, dan moet jy mos binne die bepaalde orde, binne die gesagsstruktuur van die Here staan. Is dit nie so nie? Praat saam met my vanaand tog. Bewys my verkeerd vanaand. Sien dit uit vanaand. Nêrens is dit seker reg of verkeerd dat kerke 4 ure aan die gang moet wees, waarvan 'n uur en 'n half prosperity is. You need to. Ek praat nou in die week met iemand wat sê hulle was in 'n kerk gewees in Benoni. Ek gaan sommer die dorp noem. So as jy ooit daar kom en jy kom met agter, dan sal jy weet dis die kerk. En hierdie pastoor kom en hy preek oor 'n uur om los te maak. Jy moet God vertrou, jy moet gee, jy moet daai. Hey, Paulus sê, na mate jou hart se begeerte is om te gee of kan gee. Weet jy wat, nêrens sê die woord of die orde van God. Jy moet mos weet, dis 'n geestelike wet om jou bydra te gee, om jou dankoffer te gee, om jou offer te gee. Is mos nie elke sondige pastoor se werk om jou te herinner om hierdie tipe goed te doen nie. Is ek reg of verkeerd? Jy moet mos weet, bid sonder ophou. Jy moet weet dat die geloof, die geloof wat binne in jou gewek is, binne in jou kom en dit gee vir jou hierdie standvaste verhouding binne die orde van die Here. Daarin moet 'n ou kom. Is dit nie so nie? As jy God se delegeerde gesag oor jou lewe verwerp jy God se gesag oor jou lewe. Kan ek dit vanaand vir jou sê? In jou gesinsverband, kom ek sê gou vir jou hoe werk dit, staan die man onder die gesag van Jesus Christus. Die vrou staan onder die gesag van haar man en die kinders staan onder die gesag van hulle ouers. Dis wat dit is. Dis die orde van God, dis die kerk van God. Enige vorm van rebellie teen God. Mense, kan ek gou vanaand vir jou iets sê? Ek wil dit nou bysê ook, en is nie altyd so nie. Daar's ongelooflike mooi pastore met mooi harte en al daai goed. En daar's sekere dinge van waar 'n mens dalk nie saamstem nie, maar noodwendig is die organisasie ook nie altyd verkeerd nie. Ek glo maar net in 'n organisasie byvoorbeeld wat temas uitgee. Moenie vir my sê waaroor ek moet preek nie. Ek wil nie dit aan 'n maand se toewyding van sekere kerkdenominasies word gekoppel dat ons nou in hierdie maand oor liefde moet preek. Ons moet hierdie maand oor dit preek. Ons moet hierdie maand oor finansies preek. Jy moet by God hoor en ek dink daar's 'n boodskap elke naweek. Daar's 'n boodskap in opsigte en die struktuur van God is nie noodwendig seker dat dit 'n verkeerde manier is nie. Maar ek glo nie dat 'n mens altyd moet saamstem nie. Selfs oor ons taal Afrikaans, die Afrikaner taal, die opgetekende taal van dit wat ons moet doen en wat ons moet skryf, opskryf in teken van dit wat ons leer en lees. So en wat ek nou daarby bedoel is, hoekom dit daarby uit is, moenie my in rebellie bring of vir my in rebellie sit om te sê dat ek nie my Bybel in Afrikaans moet lees nie, of dat my Bybel in Afrikaans verkeerd vertaal is nie. Ek kan nou al vir jou sê, jy kan maar na 'n plek toe gaan daar waar dit warm is. Jy gaan my nie anders te oortuig nie. En as jy Afrikaans is, praat Afrikaans, maar praat ordentlik Afrikaans. As jy Engels is, dan praat jy ordentlik Engels.
Jy weet, ek het nog nooit van 'n slangtaal gehoor nie. So in elk geval, enige vorm van rebellie teen God. Ek wil vanaand vir jou gesê, sy gedelegeerde gesag en die gesag van sy woord in die lewe van 'n Christen sal tot misleiding en geestelike blindheid bring. Hoor gou mooi wat ek vanaand vir jou sê. Jy moet dit bely, man. Dis net so belangrik om hierdie goed in jou lewe te kry. En die rede daarvoor is dat rebellie die werking van die Heilige Gees in ons lewe as 'n Christen sal uitblus. Hoor gou mooi. Hoe meer en meer Christene verkoop hulle self op sosiale media. Hulle optrede. Hulle vat eer. Mense moet my tog net like. Mense moet tog net weet, kom, weet jy wat? Paulus, doen jouself 'n guns, né? Ek wil net vanaand vir jou iets sê. Gaan leer die leringe van Paulus oor predikers. Ek wil vanaand vir jou iets sê oor dit. Gaan kyk 'n bietjie of hy sê, dit moet so wees. Hoekom sê ek dit? In Johannes 4 sê dit, hy sê, glo nie elke gees nie, gaan toets die woord of dit so is. Gaan toets jouself die woord, en gaan kyk of dit so moet wees. Luister, nou sê ek ook nie die prediker moet ongeskik wees nie, maar weet jy wat, kom met regmatige goed, kom met die orde in die gesag. God bly nog steeds 'n God van orde. Moenie goed deur jou sonde wil kom verdoem nie, want hierdie ou sal vir jou reguit vertel. Jy weet nie waarvan jy praat nie. Jy moet reg lewe en jy moet seker maak dat jy by God se woord kom. En jy moet nie net impulsiewe besluite maak om te dink, ek is nou 'n pastoor of 'n kind van die Here of 'n diaken of 'n leier in 'n leierskapposisie en nou kan ek maak en breek wat ek wil. Jy moet juis by die voete van die Here wees. Jy moet juis seker maak dat jy by die Here hoor. Jy moenie jouself uitverkoop nie. Sonder openbare rebellie in mense se lewe, of hulle daarvan hou of nie. Jy kan dit sien. Die oomblik dat die Heilige Gees in die lewe van 'n kind van God bedroef of geblus word vir misleiding oopgemaak. En as hierdie persoon dan volhard in rebellie, kan dit daartoe lei dat hy sy oorgee aan misleiding. Weet jy, die Here het 'n plan met jou lewe. Natuurlik het hy 'n plan met jou lewe. Dinge word net gebore van my deesdae te veel uit 'n leuen. Uit 'n leuen. Hoogmoed, trots, afsydig. Hallo, Norman. Mense, kan ek vanaand vir jou iets sê? In 'n eenheid is dit wat God soek. Om dinge reg te leer. Ek probeer my bes om ons diensknegte reg te leer en in 'n disippelskap te vorm, om seker te maak dat ek het Sondag met ons afsluitingsvergadering het ek vir hulle ook gesê, en is wonderlike diensknegte, almal van hulle, is dat kom ons doen die goed reg, dan sal God ons seën. En God seën ons, God bless ons. Ek kan getuie op getuie sit. En ek wil hê jy moet dit hoor. Hoekom sê ek dit? Sodat jy dit ook kan hoor. Dat jy ook kan sê, wanneer jy goed reg doen, dan gaan die Here jou bless. Dan gaan die Here vir jou deure oopmaak. Jy hoef nie vir jouself deure oop te maak. Jy hoef nie jouself te verkoop nie. Nooit. Jy's 'n doodgewone mens. Nou die aand het ek gepraat oor gebedslewe. Die gebedslewe van 'n pastoor het nie 'n ander direkte lyn na God toe nie. Jy moet bid, jou verhouding opbou met die Here. As ons kyk oor die Bybel, oor rebellie, is daar iets wat vir my baie mooi uitstaan. En dit is Satan self. Baie mense vra vir my, kontroversieel, natuurlik, was Jesus en Satan dan broers? Nee, hulle was nie. Satan Lucifer was 'n skepsel, hy was gemaak deur God. Hy is nie gelyke aan God nie. Maar toe, soos baie mense, aansien kry, jy was ook daar, ek was ook daar, ek kan dit vanaand vir jou sê, daai klein bietjie meer, goed wat jy sê, net daai een stapie hoog, klap die Here jou. En ek het al pak gekry by die Here. Kan ek vanaand vir jou openlik sê, ek het al. 'n goeie voorbeeld, Lucifer, een so hoog gesiene engel van God, 'n musiekengel, hoog aansien gehad, een van God se grootste engele. Maar wat gebeur? Wat het in sy lewe ingekom? Hoogmoed.
Hoogmoed het hom tot 'n val gebring. In 'n derde van die hemel, ja, daar is 'n kwint in stryd om, Satan was 'n engel, dis so, in 'n derde van die engele het saam met hom uit die hemel uitgeval. Mense, daarom wil ek vanaand vir jou sê, pas op teen die gees van rebellie. Alles wat uit 'n rebellie gebore is, sê ek oor en oor, sal God nie seën nie. God kan dit nie seën nie. Daar is nie 'n manier dat God dit sal seën nie. En hou maar vanaand, gaan toets die woord self. Wat maak rebellie anders as enige ander sonde? Kan ek gou vanaand vir jou sê? Hallo Roxanne, rebellie impliseer dat 'n sonde is waarin jy volhard. Dit is wat dit is. Met ander woorde, dit is nie slegs 'n sonde wat jy een keer gepleeg het nie. Dit is 'n sonde waarin jy voortdurend leef. Voortdurend. Hoor partykeer hoe jy praat. Ek is maar wie ek is. Ek gaan dit so doen. Ek kan nie met daai mense is ateëse. Ek kan, onthou jy toe jy ook 'n sondaar was? Toe jy ook afhanklik gewees het, of toe jy ook afhanklik was van die genade van God, deur die genade om jou te red? Ja, jy het 'n keuse. Jy hoef nie met mense te meng nie. Maar God wil nie hê ons moet afsydig wees nie. God wil nie hê ons moet ons heeltemal. Ek het 'n manier. Kom ek sê gou vanaand vir jou. Ek sien, ek los, ek bid, ek gaan aan. As ek sien dinge raak erg, sal ek met jou praat, ek sal vir jou sê, ons kan dit doen. Ek is 'n ou wat daarvan hou om jou in die oë te kyk. Ek is nie 'n WhatsApp mens nie. Ek is nie soos mense wat heeldag op 'n WhatsApp met jou 'n keyboard warrior nie. Ek as naapste beer laai daarvan, ek sal jou sê, kan ek met jou praat en kyk jou in die oë en ek sal vir jou sê, luister dit en dit en dit. Jy gee vir my jou opinie of jy gee jou antwoord, ons praat lekker, skud blad en ons gaan. Dis maar net die waarde van integriteit vir my. So ek wil net vanaand vir jou sê dat dis waar hierdie rebelse maniere jou vat, ook deur die sosiale media of deur sosiale goed, baie makliker seker. Baie mense redeneer, want ek alles op skrif as hulle met jou praat, doen wat jy wil. Dis maar net wat ek sê, hoe ek operate, ek hou daarvan om 'n intieme manier te kan hê om met mense te praat. En daarom word dit rebellie genoem. Dis nie net 'n sonde wat jy een keer pleeg nie. Dis 'n aanhoudende manier, of aanhoudende dinge wat jy doen om dit te kan pleeg. En daar is slegs een oplossing. Dankie dat jy vanaand saam geluister het, en ek sluit hiermee af. Ek voel ek moes nog 'n Bybelvers. Nee, ek dink ek het alles gelees. Het ek Hebreërs gelees? Maar as ek nie het nie, kan ek dit gou weer vir jou lees. Hebreërs 3. Ek dink ek kan nou nie onthou nie. Hy sê, sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en 'n ongelowige hart is, deurdat hy wat die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar, hoor gou mooi, elke dag, maar jou Bybel het dit mos nie in nie. Vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Ek wil jou iets leer. As jy nie rebellie in jou hart het nie, sal jy iemand wees vir die waarheid. Jy sal nooit retireer vir die waarheid nie, want jy sal vanaand gaan slaap en jy hoef nie te onthou wat het jy môre gelieg nie, of wat het jy môre gesê, of wat het jy gedoen nie, of wat het jy gedoen nie. En daarom is dit vir my so belangrik. Hierdie is kragvers. Ek het hier so baie aantekening gemaak. Hy sê, maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard nie. En daar is een oplossing vir rebellie. Verootmoedig jouself voor die Here. Kom tot bekering. Bekeer jouself uit dit uit. Moenie aanhoudend dieselfde foute oor en oor en oor doen nie. Moenie dieselfde foute doen
omdat jy in rebellie is teenoor God nie. Wendy, ek wil jou vra om te onthou, ons gaan so 'n bietjie snaakse harde onderwerpe hê vorentoe. Ons het nog, ek dink 2 of 3 huisgodsdienste oor, dan breek ons vir die jaar. Maar ek wil bietjie volgende boodskap wil ek bietjie met jou gesels oor manne en vroue wat in oorspel pleeg, en ons gaan lees dit so lank, daar uit die boek van Spreuke uit, Spreuke 6:29, ek gaan dit nou maar net so bietjie vir jou gee. Dis deel van ons Bybelskool. Daar kom diepte van God se woord waarvan baie mense nie hou nie. Hy wat by 'n hoer slaap, hy wat saam met 'n vrou slaap, sê die woord, so is dit met hom wat by die vrou van sy naaste ingaan. Elke een wat haar aanraak sal nie ongestraf bly nie. Dan sê hy, die word nie verag as hy steel om sy begeerte te bevredig nie, omdat hy honger het nie. Hy wat oorspel pleeg is sonder verstand. OK, so ons gaan 'n bietjie punte aanraak. Ek hoop julle sien uit daarna, ek hoop julle gaan dit deel. Ek hoop dit gaan jou dalk tot in sinne bring. Wat is die gevare van oorspel? Wat is die gevare van hierdie dinge? So ons praat nou volgende keer 'n bietjie oor dit. Ja, en die verkeerde dinge. Maar OK. So jy wat so 'n bietjie die kat in die donker knyp, miskien moet jy luister voor dit te laat is, want God se woord praat daarvan. Tot 'n volgende keer, dankie, mag jy 'n wonderlike diens hê, 'n weekie verder, maar sien ek julle donderdag aand. Ja, donderdag aand gaan ek hier oor praat. Ja, ekskuus, donderdag aand praat ons oor dit. Ek het al gedog is donderdag vandag. Ekskuus. Maar julle met 'n lekker geseënde aand hê. Ek sê onthou weer, kry 'n gees van onderskeid. Daar is sekere redes om sekere dinge te doen. Die Bybel leer ons daarvan. Ek wil maar vanaand vir jou sê, onthou maar net, ek sê ook nou nie dat elke tiener wat dinge doen nie. Onthou 'n tiener wat 'n rebel is iemand wat die waarde, né? Onthou die ouerlike waardes verwerp. Goed, so ons moet net 'n gedagte hou, ek sê dit maar weer, onthou dat jou kind of jou tiener van tyd tot tyd ongehoorsaam gaan wees, en 'n rebel is iemand wat opsetlik aanhou om hierdie tipe goed te doen. So kan ek dit maar weer vanaand vir jou sê, alles wat uit rebellie gebore is, kan God nie seën nie. So maak 'n bietjie hierdie band of hierdie toren wat God oor jou het te los, omdat jy 'n rebel is. Ek bid vir jou. Dankie Here dat U ons hierdie woord leer, en dankie dat ons hierdie woord kan doen. Nie uit minagting uit nie, maar uit liefde uit. En die liefde van die Here is dat ons al hierdie goed sal inhou. En ons dank die Here vir sy woord. So, ons praat donderdag aand 'n bietjie oor oorspel en dwaalende oë en gedagtes en wat dit vir jou inhou. Tot donderdag, sien julle.